Baie, baie, baie welkom by die stem. Ek is dankbaar aan Vader dat hy elkeen van julle uitgekies het om hier te wees vandag. Ek weet wanneer Vader vir my 'n sekere opdrag gee, dan is Vader gewoonlik baie spesifiek en hy gee ook vir my die tyd en datum wanneer ek dan almal moet uitnooi. So ek het die uitnodiging uitgestuur en ek vertrou altyd die Heilige Gees om te nooi wie hy wil nooi. So ja, dit is vir my regtig 'n groot voorreg om dit met julle te deel. Ek wil julle vra of julle bereid sal wees om julle video's oop te maak. Dit sal net vir my beter wees om met julle te connect en regtig vir julle te kyk. Dit is vir my belangrik dat ons connect vanaand. Okay, so ek verwelkom julle in hierdie spasie. Julle is so welkom. Julle is uitgenooi deur Vader en ek is dankbaar dat ek net die wessel kan wees om die boodskap vir julle af te lewer. Ek wil net gou hoor, praat almal Afrikaans? Het ons enige Engelssprekende mense wat nie Afrikaans verstaan nie? Of is julle reg? Gee my net 'n heads up, 'n shop of 'n okay, Natalie, jy's reg. Carly, ek weet jy's reg. Liesel, jy's reg. Christa, hallo, welkom. Hanai, Luzan, ek weet julle kan Afrikaans praat en Engels praat. Corlie, jy's reg. Shanay, is julle reg? Okay. Alright, so ek gaan begin om vir ons te bid. Kom ons maak ons oë toe en waar jy sit, kan jy ons gaan nie onsse Vader vir ons bid, so jy kan net ook in jou eie stilte dit saam bid. Okay. Ons Abba Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom en laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Abba, gee vir ons asseblief vandag ons daaglikse brood en vergeef ons sondes, net soos wat ons die vergewe wat teen ons gesondig het. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen, halleluja. My Vader, my koning, ek vra u vir vrugbaarheid op hierdie saad, hierdie heilige saad wat u aan my hande toevertrou om te saai vanaand in elke voorbereide hart. In Yeshua se kosbare naam, ons koning Jesus. Deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Okay, so vir die van julle wat my nog nie ken nie, of my pad met ons Messias ken nie, ek gaan net so vinnig inkleed dat julle nie heeltemal vervreemd is nie. Maar ek is nou vir 7 jaar lank stap ek 'n verbondspad met die Messias, Yeshua, en ek was in 'n groot karongeluk gewees in 2018 en van daai tyd af het my hele lewe net drasties verander. Ek is nog steeds ek, maar ja, ek het in verbond begin loop met die Messias. En dis nou 7 jaar wat ek sonder 'n huis op die pad was saam met ons Messias, waar ek net gegaan het waarheen hy my stuur. Ek het nou darem 'n tuiste waar ek in die nuwe seisoen van dit wat nou gebore word, in my lewe en in die groter liggaam het Vader nou vir my 'n vaste hawe gegee, maar ek beweeg wanneer die Messias sê dis nou tyd. So dis net so bietjie van my journey. Ek stap 'n geestelike pad met die bruid. Vader het my na die ongeluk het Vader vir my baie kom vertel oor wat ek gestuur is om te doen. En dis hoe ek weet elkeen van ons het 'n baie spesifieke rol om te vertolk en om te speel in hierdie lewe vandag. So elkeen van ons se pad is uniek. Elkeen van ons se pad met die Messias is
is kosbaar en dit moet nie vergelyk word of geminag word nie, want ons vorm deel van 'n baie groter prentjie en dit is vir my baie belangrik om die liggaam aan te moedig om regtig ja in die volheid van waarvoor jy geroep is te begin stap. En so my gebed is vir elkeen van ons, Vader, wys ons wat ons doel hier is. Show us our purpose. Wys vir ons hoekom elkeen van ons hier is en wat ons moet doen. So Vader het vir my gesê, ek gaan die bruid help voorberei van binne na buite kop tot toon en met my hele getuienis van my ongeluk en die seer wat ek gehad het, het Vader my gewys hoe hy my van binne af kom genees het en kom heel maak het. En so ek is geroep om die bruid te help voorberei. Wie ook al dit is, Vader weet, Vader het vir my gesê ek moenie myself gaan verkoop of myself gaan adverteer, wil ek amper sê nie. Dis ek dink die regte woord om te gebruik nie. Hy het gesê hy gaan hulle oor my pad stuur. So ek weet dat die mense wat oor my pad kom is baie spesifiek en is baie kosbaar vir hom. So ek stap 'n pad met die liggaam, met die bruid en ek help ook mense, veral die vrouens wat nou gaan trou, help ek hulle voorberei en ek stap 'n geestelike pad met hulle om hulle te help voorberei in verbond met die Messias om voor te berei vir hulle aardse bruidegom en hulle hemelse bruidegom. So dit is een gedeelte van wat ek doen. Ek het nou 'n boodskap klaar geskryf en dis nou 3 jaar later en daai boodskap word nou gebore, maar dit is ook 'n boodskap nie net vir die bruid nie, maar vir die profetiese prentjie wat op die oomblik besig is om in die gees te gebeur, in die fisiese te gebeur. So ons boeke het gekom en ja, ek is baie opgewonde oor dit. Ek weet nie of julle almal kan sien nie, maar die boek se naam is Courtroom of Heavens en ons is so opgewonde oor dit. As jy meer daarvan wil weet, is jy welkom om uit te reik na Dylan toe hierna of op ons AWI bedieningsnommer wat beskikbaar is op ons webtuiste. So okay, dit was nou 'n seisoen van skryf en waarneem vir 3 jaar en die 7 jaar wat ek nou op die pad is saam met die Messias. En dan 'n ander gedeelte wat Vader nou oop begin sluit het vir my spesifieke skraal en my doel hierso is om die moeders by te staan met hulle geboortes. So ons het 'n paar mammas online wat ek sien ook nog nie ons ander geliefde wat nog nie in is nie. 2 geliefdes wat nog nie in is nie, maar hier's 3 mammas vanaand met wie ek 'n pad stap en met wie se geboortes ek ook betrokke was. Ek het nou ja, dis baie kosbaar en is alles deel van wat Vader vir my wou kom sê het vir ons boodskap ook vanaand oor die stem. So ek gaan net so vinnig met julle die drome deel en dan gaan ons okay, so daar's 'n paar drome wat Vader vir my kom gee spesifiek vir die boodskap vir vanaand. En dan gaan ons deur 'n gebed werk. Ek gaan deur 'n gebed lees wat Vader my gevra het om te skryf. En ek wil jou die geleentheid gee om as daar enigiets is in jou lewe, wil jy vrugbaarheid Vader vertrou vir vrugbaarheid, wil ek jou uitnooi om 'n petisiegebed ook te skryf. Jy gaan nou hoor hoe klink myne. Dis baie eenvoudig en baie net rou. Jy weet, soos wat ek met een van my sissies of 'n sissie in die Messias sal gesels. Dit is nie ja, hierdie
weird woorde of hierdie groot woorde nie, dit is regtig net om rou te wees om die Messias in jou binnekom het. So ek gaan dan deur die gebed lees en dan gaan ek met julle 'n woord deel vir hierdie uur. Ek wil daar was 'n paar geliefdes gewees met vrae die afgelope tyd, so ek wil net een van die vroutjies wat vanaand saam met ons is 'n vraag beantwoord en dan wil ek julle ook 'n kans gee vir indien julle enige vrae het voordat ons afskakel en dan gaan ek eindig met 'n stuk skrif wat ek oor ons gaan lees as 'n seën gebed. Okay, so om vir julle net so 'n bietjie agtergrond te gee, hoekom gaan dit met die stem? Vader het op my 7 jaar lank journey vir my openbaar dat my stem toegesluit was in die gees en ek kon dit fisies beleef en ervaar. Ek kon dit nie verstaan toe ek jonger was nie. Alhoewel ek kon praat en ek kon sing, maar daar was sekere dinge waarvan Vader my beskerm het en ook my stil gemaak het vir redelike groot seisoene in my lewe en in ander seisoene weer release om meer te kon kommunikeer. Maar Vader het vir my gewys dat my aardse pappa ongelukkig deur woorde wat hy gebruik het hy ongelukkig my stem toegesluit. Maar ek glo dat Abba dit ook alles ten goeie mee laat uitwerk het. Ek is baie lief vir my pa. My pa weet ook van hierdie getuienis, so ek bedoel geensins en glad nie om my pa enigstens te dishonor nie. So pappa weet van hierdie getuienis en hy is deel hiervan. So dit is my baie kosbaar om dit met julle te deel vanaand. Maar ja, so as gevolg van pappa se spesifieke woorde wat hy in sy onkunde of in sy menswees net gespreek het, het dit 'n massiewe impak gehad op my lewe. En ek weet Vader het vir my 'n stem gegee om hom te eer en hom te loof en prys. En ek gaan aan die einde van die video net vir Dylan vertrou om my te herinner om vir julle die video te speel en met julle te deel van die dag wat Vader my stem oopgesluit het. Maar nie net oopgesluit het nie, oopgesluit het met sy woord, met sy gees en op die tydstip wat hy my stem nodig gehad het om te sing en hom te loof en te eer. So Dylan, asseblief herinner my dat ek dit nie vergeet. Okay. Shalom Elaine, dit is so lekker om jou hier te hê. Okay. So, nou dat ek met julle gedeel het, hoe Vader vir my gewys het dat dinge wat my pappa gesê het, my stem toegesluit het Vader redelik 'n paar jaar met my hiermee kom stap. En hy het vir my verduidelik, want ek vra toe vir Vader, maar jy weet, hoe werk dit nou? Moet ek my pa sê van, jy weet, hoe werk dit nou? En Vader het net gesê, nee, ek is in beheer hiervan. Ek wil net hê jy moet daarvan weet, ek is besig om dit vir jou te openbaar. My laptop se liggie gaan die hele tyd af, skus, as dit so donker word, is net my laptop se liggie vir my. Ja, so, Vader begin toe dit vir my oopsluit en met my persoonlike genesing en my eie sanctification journey, my eie proses van skoonmaak, het Vader so baie diep dinge kom openbaar. Baie van dit deel ek in die boek en dan van dit gaan ek nou op 'n platform deel met almal wat saam met ons die boek gaan lees en deur die boek gaan journey. So, Vader gee vir my hierdie 2 spesifieke drome wat ek nou met julle gaan deel, nie in diepte nie, net so vlugtig, dat julle weet waar dit nou gaan. Maar die een droom was gewees waar ek is in 'n kar en eers sit ek agter in die kar, nou 'n kar kan 'n bediening verteenwoordig en 'n wissel.
En my neefie sit voor en hy is besig om die kar te bestuur. En die babietjie is agter by my. En ons ry so op 'n grondpad uit en die volgende oomblik sien ek maar nou sit my neefie agter en ek sit voor, maar die babietjie is op sy bors en dis asof die babietjie melkies drink en geborsvoed word, maar dis my neefie se stem wat hierdie babietjie voed. En ek ry so en ek sien daar's 'n plaashuis en daar's so heining en by die hek is daar sulke garments wat hang. En die garments is spesifieke kleure en daar was 4 garments gewees. En hierdie garments kom ek agter, Vader is nog besig om alles vir my uit te lê, maar kom ek agter is die reinheid van die bruid en die nuwe krag wat hy vir die bruid gaan gee in hierdie seisoen om te kan uitstap wat ons moet. So dit het die garments verteenwoordig en die kleure en 4 verteenwoordig die Messias. Onder andere, alles verteenwoordig die Messias Yeshua, maar 4 spesifiek met die tabernakel ook en die pilare van die ingang. Maar soos dit ons in Vader wys my die prentjie, maar ek sien hoe my neefie se stem hierdie babietjie voed. En Vader sê vir my, observeer, ek is besig, ek gaan vir jou hierdie boodskap uitlê. En ek word wakker en Vader herinner my aan een van die mammas wie se tweede babietjie nou gebore is, wat saam met ons vanaand is, saam met wie ek was vir haar geboortes. Spesifiek haar tweede geboorte, het ek het vir so 10 plus weke het ek by hulle geleef en ek moes profetiese boodskappe by hulle aflewer tydens voor die geboorte om hulle te help voorberei en na die geboorte om haar te versorg en basies al haar huishoudelike taakies net vir so 'n rukkie op te tel dat sy kan asemhaal, dat sy kan genees en haar babietjie net kan geniet. En die een dag hou ek die fort en ek sien maar sy het net 'n blaaskans nodig. Sy het net nodig om gou in 'n stort te spring, gou haarself net jy weet net aan te trek en net weer beter te voel en dan ja, net 'n asemkansie te vat. So ek sê toe vir haar, gee vir my die kindertjies. Ek het hulle gaan haal geasem en gaan stort gaan. Nou het ek die babietjie, die klein pa babietjie in my hande en die klein toddlertjie is om my en die babietjie begin huil, maar nie vir lank nie. En ek soos vra vir Vader terwyl ek die babietjie vashou, soos verduidelik vir my hierdie babietjie se liggaamstaal. Soos verduidelik my die taal van hierdie mens, hierdie klein mensie wat op 'n manier ook kommunikeer met ons van die Vader af, want dit is 'n papgebore babietjie wat Vader nou net by ons afgelewer het. En Vader wys dit vir my en hy sê vir my, okay, tel die babietjie oor jou skouer op en hou hom op 'n spesifieke manier, want hy het spesifieke klankies gemaak met sy stem. En okay, lank storie kort, ek begin toe die babietjie se liggaamstaal leer ken en sy hele wese net leer ken, dat wanneer hy 'n spesifieke manier gehuil het, het ek presies geweet hoe om hom vas te hou, om hom te help in daai oomblik, om vir die mamma net 'n kansie te gee. Sy kom toe nou uit die badkamer uit, sy voel beter, sy is aangetrek en sy, maar ek sien toe, sy vra toe vir my, Christel het die babietjie soos baie gehuil, en ek soos net in die begin, en toe sy tjoep stil, en ja, en hy was fyn gewees. So, ons besef toe, want sy sê toe vir my, want ek het hom gehoor toe hy begin huil, maar toe wonder ek of hy nog soos gehuil het of nie, want my melk het net gekom. En
ek en sy is nou in hierdie gesprek en ek staan net in awe, want Vader wys dit vir my in die gees wat gebeur en net soos net fisies soos wat gebeur. So, ek het agtergekom, wanneer ek nie by die babietjie was nie, het dit vir my ook soos geklink asof ek nog by die babietjie is, soos asof ek die babietjie kon hoor huil, asof ek in die huis is en ek was soos 2 weke al terug by die huis, maar ek hoor nog steeds hierdie babietjie huil en ek hoor nog steeds hierdie kind, maar in ons gesprek daai dag, toe kom ons agter en ek besef toe, die ma is so gewire, dat wanneer haar babietjie 'n piep maak, of wanneer haar babietjie huil, reageer haar liggaam dadelik, en Vader stuur vir daai kind kos. Vader stuur nuwe melkies, wat nie net vloei nie, wat uitskiet. Nou, as jy al 'n babietjie gehad het, weet jy nou waarvan ek praat. Die melk skiet uit jou borste uit. Dit is iets magnificent om te beleef. So ek het besef toe net, wow, soos hoe sensitief die liggaam is en wat ons hoor vir hoe ons liggame reageer met dit wat ons hoor. Okay, so dit is, ek het nou met julle die droom gedeel van my neefie en hierdie belewenis wat ek toe nog gehad het, nie net met een mamma nie, maar met 'n paar mammas waar ek hierdie dinge begin sien het en net beleef het, wat ons almal kan sien en beleef, dit is nie iets, jy weet, bonatuurlik nie, maar dit is bonatuurlik, maar jy weet wat ek bedoel, dit is nie vreemd of unbeknown nie, jy weet. So, praat Vader toe nou verder met hierdie stem, en in daai seisoen was dit die 6de bruid wat ek help voorberei vir geestelik in verbond met die Messias vir hulle troue, en dit was die 6de geboorte wat ek ook beleef het. En my neefie, hulle se geboorte van hulle babietjie was die 7de, en die 7de troue lê nou voor. Maar in die tyd van die 6de babietjie wat gebore was, wat ek beleef het, en die 6de bruid wat getrou het Vader vir my gewys hoe dit lyk wanneer 'n persoon, want 6 is die getal van die mens wat of groei in ons Vader, ons hemelse Vader se beeld en Messias se beeld, of die mens wat groei in die Satan se beeld, of die vyand se beeld. En die stem en hoe groot rol die stem speel in hierdie wording en hierdie groeiproses van die mens. En in wat se image ons ingroei en hierdie beeld waarin ons groei, hierdie waarheid waarin ons groei, of hierdie valse leenbeeld. So, wys Vader toe vir my, okay, so die sensitiwiteit van die stem, die krag van die stem en die sensitiwiteit van die mens, wat die stem hoor, en hoe die liggaam dan reageer. Nou, as ek praat van die liggaam, wil ek ook hê jy moet dink aan die bruid van die Messias, wat Yeshua besig is om voor te berei. So, Vader wys dit vir my, en Vader wys vir my dat die stem die babietjie voed, so die stem voed die mens, en dit is soos melk en honing, en dit is vir ons nuwe krag om geboorte te gee aan dit wat ons moet. En toe gee Vader vir my 'n droom na en op hierdie journey van reiniging, suiwering, genesing, heelwording, voorberei word van baba opgroei na bruid van die Messias toe en nog steeds doen, en die journey en die pad sal wees tot wanneer die Messias kom. Wys Vader toe vir my in 'n droom hoe daar 'n vyand van my en ultimately van Vader, maar hoe die vyand van my 'n aanklag teen my stem maak en het. En in die droom gee hy vir my hierdie
hy gee dit nie vir my nie, hy kom sit dit neer op die tafel, en hy loop, soos hy loop weg, dat ek nie moet sien wie dit was, wat die aanklag kom gee het nie. En ek, in die droom, is ek al so teleurgesteld ook, jy weet, soos, waar is die ruggraat, jy weet, as jy iets sê, soos, hoe wys jou gesig, jy weet, soos, jy weet, en in die droom, is ek net regtig, en ek sien hierdie aanklag, en ek is net so teleurgesteld, in die opregtheid van hierdie, persoon, wat hierdie aanklag lê, eintlik die vyand, en die Here stap in, en die Messias kom na my toe as nie net my prokureur nie, maar my advokaat, en hy verduidelik vir my presies wat nou gebeur het, en hy verduidelik presies vir my wat ek nou moet doen, wat ek nou met julle gaan deel, en hy verduidelik vir my hoe dit nou gaan werk. So basies, en toe sê hy, en hy gaan by my wees en by my bly totdat dit afgehandel is. Okay, so ek sit toe nou by hom, en hy verduidelik toe vir my, en hy sê vir my, ek moet al die feite neerskryf van my stem. Ek moet al die feite neerskryf van my stem. En as ek dit gedoen het, dan moet ek dit vir hom gee. Okay, en so doen ek dit toe nou, en hy sê toe vir my, en dan hoef ek nie verder daaroor te bekommer nie, maar ons gaan dit voor die Vader bring, en die Vader gaan dit alles nullify, en dan is ek vry. Okay, so ek begin toe nou hierdie gebed skryf, en ek het net seker gemaak, soos al die feite met ek van weet, en waaraan die Heilige Gees my herinner het ek seker gemaak, ek skryf neer, en ek het vertrou dat die bloed van die Messias my cover in dit, maar my verantwoordelikheid was om die waarheid te praat, en die waarheid neer te skryf, en die feite van my stem, my eie persoonlike stem neer te skryf. Okay, so julle kan sien, dis hoe dit lyk, dis baie eenvoudig, soos dis regtig net, ek het net 'n boekie, een van my spesiale boekies opgetel, en ek het bo aangeskryf petisie gebed vir my stem, en ek het hier 'n wolkie geskryf, oor my musiek vir u Vader Jahwe Yeshua. Vra ek dat ek hierdie versoek voor u kan rig, vir u om my vry te spreek deur die bloed van Yeshua, die verbondsbloed van die lam, van elke blokkade en demoniese magte en kragte en oop deure in my lewe wat aangeheg is aan my stem, oor al die blokkades met die boek, met die dinge in my lewe. So ek het alles net gelys wat ek gedink het nou, connect met dit van die boek, my toekoms, my verhoudinge, my finansies, alles, my sang en musiek, my man en my kinders en hulle toekoms en ons nageslagte se toekoms, en ek skryf hierso, en as ek mag, al my vriende en familie en verhoudings, omdat dit so belangrik is vir Abba. Hy is 'n God en 'n Vader van verhouding en familie, en dis nommer 1 prioriteit vir hom in sy huis, want ons is familie. Okay, so ek begin toe nou die gebed. Wie gaat ons? Abba Vader Jahwe Yeshua, geregtige Vader, koning van u woord. U het gevra dat ek hierdie brief moet skryf om die feite te staaf en moet opdaag voor u troon, u courtroom of heavens, sodat ek dit voor u hof kan nullify. Vader, ek bring hierdie dokument, hierdie kontrak, hierdie aanklag teen my lewe en teen my stem vir u,
En ek gee dit vir Yeshua, Jesus Christus, my prokureur, my advokaat, wat vir my is, om by en voor U in te dien. Vader, die feite van die saak rondom my stem is die volgende. In kort het ek hierdie stem wat U aan my verleen en toevertrou, nie vir die regte redes gebruik nie, Abba Vader. Ek het my stem gebruik in seisoene van my lewe, wat regtig nie lewe voortgebring het nie. Met my stem het ek gevloek, mense geskel, seer gemaak, my stem as 'n wapen gebruik, as ook vir ander ongoddelike dinge, soos om musiek te sing wat nie vir U verheerlik het nie. En my stem ook al op maniere gebruik wat boosheid bewerkstellig het, wetend of onwetend, omdat dit nie noodwendig U woorde was wat ek gespreek het of gedeel het nie. Vader, met my stem het ek geëet van die boom van kennis van goed en kwaad en U boom van lewe prys gegee. My Vader, met my stem het ek my ouers al so disrespekteer en ander mense ook. Abba Vader, met my stem het ek abide in die gees van dood en aan die demoniese geeste, Vader, waar hulle deur ander werk om my te terg en uit te lok en waar ek daardie toets van selfbeheersing nie geslaag het nie. Vader, met my stem het ek saam met hierdie geeste gepraat en so lelik gewees met my ma, wat ook dalk onder hulle invloed was. Nie net met my ma nie, maar met ander mense ook, wat dalk gemanifesteer het en my probeer uitlok het. Vader, met my stem het ek gehoreer en gesing om ander te please of te beïnvloed, control of manipuleer, wetend of onwetend. Vader, ek het die deur oopgemaak vir die gees van dood om in te kom, wat die gees van sickness en death ingebring het. Abba Vader, ek kon dadelik voel en het geweet, ek het nou abide, nie in Yeshua nie. Vader, ek het gesondig en sondig nou nog, selfs met die stemme in my hart of kop, en dan wat ek ook spreek, wat steeds dood saai, of krities is, of judgmental of condemning is. Kom net gou daar pause. Ek het toe 'n ervaring gehad in die huis waar ek en my ma het vasgesit oor iets en ek het soos uitgehou en dit was soos 'n uitgeraakte ding. Nie dat ons noodwendig soos kwaad gaan slaap het of iets nie, maar ek kon sien dat hierdie die heeltyd manifesteer en ek het na soos 'n paar weke oomblik van swakheid gehad en ek was net so ongeskik met my ma en ek het daai aand in die bed kom klim en ek het net so repent want ek het geweet soos ek het nie nou reg gemaak nie. Maar wat gebeur het is ek het in my bed kom klim en ek het dadelik weird gevoel. Ek het vreemd gevoel. En ek voel toe net soos iets is nie reg nie. Iets is net nie reg nie. En daai volgende oggend word ek wakker en ek kom uit 'n droom uit waar Vader letterlik vir my gewys het. Die oomblik toe ek so ongeskik was, toe het ek letterlik soos daai gees van dood en death and sickness, soos letterlik soos in my wessel ingeneem en ingeasem. En toe ek wakker word, toe word ek soos wakker, maar ek snak so half na my asem, so jy weet, soos asof ek dit of in hoe daai gees my inhabited, the spirit of sickness, okay? Ek was vir 'n hele week siek en ek kon voel dat dit daai gees is in my liggaam, in my wessel en
ek het dadelik, soos toe die Vader dit vir my wys, hoe dit in my ingekom het, waar ek die deur oopgemaak het, het hy my nog steeds, het hy vir my gesê, okay, so jy het nou gesien wat ek vir jou gewys het, jy het gesien hoe dit ingekom het, ek is nog steeds met jou, maar hierdie is nou die consequences van die deur wat jy nou oopgemaak het. So jy gaan dit nou moet uitstap, en jou tempel, wat my tempel behoort te wees, so jou liggaam gaan nou deur hierdie moet gaan, ek gaan saam met jou die deur stap, en ek gaan jou nie verlaat nie, maar jy het hierdie deur oopgemaak en hierdie is nou die consequences van dit. En ek was vir die hele week so siek gewees. Soos ek kon voel daar's 'n gees in my wat my siek maak. En ek sê toe dadelik vir Yeshua, okay, dis reg. Laat my liggaam deur dit gaan. Ek vat die consequences hiervan. Maar wys my asseblief hoe om my tempel te behandel, want van na my ongeluk af gebruik ek glad nie meer farmakia nie. Vader maak my gesond en ek neem die verantwoordelikheid op om gesond te eet en my liggaam en my tempel te versorg. So ek vra toe vir Yeshua, sê vir my wat om te doen om myself te help, sonder dat ek moet draai na enige witchcraft of, want farmakia en pille en daai tipe van goed is witchcraft. En ek vra toe vir die Messias, help my en wys my net wat om te doen. En ek maak toe 'n natuurlike antibiotika met, ek kan vir julle die resep aanstuur as julle dit wil hê, dis amazing. Met eie, garlic, spices, soos turmeric en cayenne pepper en sulke tipe goed, heuning en klomp goed en julle, ek kon nie vir julle die joy verduidelik toe ek nou hierdie vars goed, want my ma is net soos, hoekom is jy so siek? En ek soos, want ek het jou gedisrespekteer. En ons is net, sy soos, wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek jou help? En ek sê soos, ma, asseblief, soos, want my ma weet ek doen glad nie die farmakia ding nie, so sy vra my nie eers of ek 'n pil of 'n ding wil hê nie. So sy sê van soos, sê, laat weet my net hoe ek jou kan help, en ek soos, bid net asseblief vir my en vergewe my en koop asseblief vir my hierdie soos by die winkel. Hier is die geld, so asseblief koop asseblief net hierdie vars ingredients vir my. En ek maak toe nou hierdie ding en ek was so excited om dit te maak en die oomblik toe ek dit op my tong sit, toe voel ek letterlik die lewe kom terug. Okay, maar anyway, so dis waaroor hierdie stukkie gaan. Ek wou net gou-gou vir julle dit meedeel van hoe vinnig dit gebeur wanneer ons dit weer oopmaak en ons gee die plek vir daai gees om dit te inhabit. Maar dat die Messias is, hy verlaat ons nie. So moenie bekommerd wees nie. En ons leer en hy leer ons, hy teach ons hoe hierdie goed werk. Okay. Okay, Vader, ek het gesondig deur om te commune of terug te praat met daardie demone wat die een aand vir ons wou kom overwhelm het en wat in die ander wessel wou leef. So op ons journey onthou net dat dit is hoekom die vergifnis so belangrik is, want dit is ons plig en ons voorreg en ons geskenk wat ons aan mekaar kan gee. Hallo liefste Sonja. Dit is ons geskenk wat ons vir mekaar kan gee van die Messias en die wessel word inhabit deur die Gees. So as dit nie die set apart spirit van Vader Jahwe is nie, is dit iets anders. En dis hoekom dit nie ons geveg is teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte. En dis hoekom gebed so belangrik is. En nie enige gebed nie, woordgebed, en hierdie is een van die min petisiegebede wat ek al geskryf het, waar Vader vir my die opdrag gee om 'n petisiegebed te skryf, soos wat hy in die skrif praat van petisiegebed. Maar anders as dit, bid ek net suiwer skrif en ons leer die vrouens en families en kinders om skrifgebed te doen, want dit is ewig en dit het krag, baie krag.
So, okay. So hy leer ons hoe om te verstaan dat die wessel word inhabit deur die Gees, en as dit nie die Ruach HaKodesh is nie, die Holy Spirit is nie, dan is dit 'n ander gees, en dan moet ons vir mekaar bid, en ons hoef nie dit persoonlik te vat en 'n offense te vat nie, want ons veg vir ons familie en vir mekaar in gebed en in die Gees. Okay, ek gaan aan met die gebed. Ek het gekies om daarmee te praat, en dit het my heeltemal beheer, want ek het ingegee en teruggepraat, en ek was net so ongeskik. Selfs dit, nadat u vir my so mooi kom wys het, hoe om vir mamma so sagkens te moet behandel en hanteer. En in my swakheid, in daardie swak oomblik van my, het ek u gevoel en abide of gebuig daarvoor vir hierdie ander geeste, en respond met deathly woorde, wat net in die essence van my ongeskiktheid. My Vader, vergewe my asseblief, en al voel ek u, asseblief help en verlos my hiervan, Yeshua. Vader Yahweh, Abba Vader. Ek is innig jammer en besef die waarde van die stem. Ek het siekte ingelaat en kon voel dit in my keel en in my gesig, in my bene, op my aangesig en tot in my bene en my aangesig intrek. Dit het gevoel soos dood, wat in en op my neergesak het, in my was, en vir 7 dae was ek nou amper siek, wat ek self veroorsaak het, maar Abba Vader, al was dit so sleg, kon ek nog steeds oor my hawer. Ek kon letterlik voel hoe Vader se shalom nog steeds oor my gehawer het. Dankie dat u steeds met ons is in ons swakheid, maar asseblief Yeshua, gee my u volle, afgesonderde, Heilige Gees, met u nodige liefde, krag en selfbeheersing, sodat ek kan spreek net wat u op my tong en op my lippe sit om te spreek. Help my om net vir u te sing en om in u volheid van my DNA, in u Vader Yahweh, in my lewensrol en my lewensskool te loop en dit uit te leef hier op aarde, soos in die hemele. Soos u alreeds vir my kom wys het, Vader, dat ons het 'n skool hierso. Vader, mag my hele wese u boom van lewe verteenwoordig en leef. En mag elke woord genesing bring vir u nasies. Mag ek altyd bewus wees van die waarde en krag van my woorde, en mag ek dit gebruik om lewe te spreek, en lewe voort te bring, en vrede te bewerkstellig, en u woord te leef en spreek. Mag my woorde waarlik vir u aanneemlik wees. Mag my woorde waarlik ook vir u, vir my en vir ander mense ewige lewe bring. Vir so lank het dit gevoel asof ek net nie my stem kon gebruik nie, asof iets stikkend was, of in ander seisoene stil gemaak was. Dit moes so wees. Ek moes genees. U stem in my moes genees, en ek moes leer by Yeshua hoe om hierdie stem te gebruik tot in ewigheid. Mag my stem gehoor word voor u troon, en soos in u hemel, so ook op die aarde gehoor word, deur die wie dit moet hoor. Mag my stem u hemel aarde toe bring. Mag dit u 7voudige gees oopsluit. Mag my stem u lig skyn, en mag u stem, mag u my stem salf vir u koninkryk doeleindes en lewe hier op aarde. Mag u vir my stuur met u stem in my, om u woorde te spreek vir al u blindes, dowes, seer mense wat vasgevang word en is. Vader, mag ek my unieke stem vind in u Yeshua, u unieke klanke in my Abba Vader, en al die musiek wat uit my wessel moet vloei vir die genesing van die mense.
kom sing en skryf deur my, Vader Jahwe Yeshua. Vader, mag my man ook dieselfde stem, U, Vader se stem, Yeshua, U heilige afgesonderde Ruach se stem hoor, en mag ons mooi vir U harmoniseer met ons harte in U volle liefdeslied. Dankie Yeshua dat U vir my kom wys het, hoe my aardse pappa my stem kom toesluit het. Net met sy woorde, hoe U autoriteit hierin oorgeneem het en my stem kom suiwer en kom skoonmaak en oop kom sluit het. Dankie vir die drome oor die stem en hoe U stem ons eintlik borsvoed, hoe U stem ons voed, my Vader, soos in die droom met Ziegler, my neef en sy babietjie in die kar, dat U vir ons 'n nuwe krag gee en dat U stem vir ons soos melk en heuning is. Dankie dat ek vir Darwold en Marina en U bruilofsgaste kom sing en dat U my stem met U midde kom reinig het en voorberei het om 'n goed geoliede instrument te wees. Vader, dankie vir die seisoen van November 2024 waar ek die knop in my keel begin kry het en hoe ek vir U vra wat beteken dit en hoe U Yeshua vir my wys hoe die duisende mense vir U wag op die berg om vir hulle 'n boodskap te bring en hoe U compassion vir hulle het en daai compassion in U keel 'n knop maak en hoe U vir my hierdie compassion kom gee het vir U mense. Dankie dat U my kom leer het hoe om te dien en dit aangetrek deur U voorbereide garment wat gesalf is en waar ek U toelaat om al waar ek U toelaat en U kon loof en U mense kon lei in worship. Soos 'n servant, 'n humble servant met my stem in U, in een. To lead your people as a humble servant with the voice of a righteous king. En dat ek U pad, U weg kon voorberei het vir U kinders om in communion met U te tree, om in verbond met U te tree en nagmaal te gebruik. Met lig van lewe wat U voorberei het vir elkeen wat deel in U verbond en in U bloed en in U liggaam en brood van lewe. Dankie vir U lied wat U uitgekies het vir my om te sing, Panis Angelicus, en dat U Yeshua Jahwe hierdie brood van die hemele is en dat U dienaars, die nederiges, okay. Dankie vir U lied wat U uitgekies het, Panis Angelicus, wat gaan oor hierdie brood van die hemele en dat U Yeshua, ons Vader Jahwe, hierdie brood is van die hemele en dat U dienaars, U nederiges en die armes voed met hierdie brood van die hemele. Dankie Vader dat U my kan verlos en vryspreek van elke demoniese aanklag teen my lewe en teen my stem. Teen my lewe en teen die stemme van my familie wat ook nog in gevangenskap of gebondenheid vassit. Vader, ek vra U vryspraak, U verlossing en U seën in ons Jahwe Yeshua Mashiach, sewenvoudige Heilige Gees, in en op my stem. Ek is skuldig, Abba, van soveel dinge wat my stem betref en hoe my stem voorheen gebruik of misbruik was. Vader, vergewe my ook asseblief vir alles wat ek onwetend met my stem gedoen het of nie gedoen het nie, waar ek ander mense of idols geëer het bo U, waar ek stil was, waar U eintlik wou gehad het ek moes waarheid spreek. Mag my stem U verheerlik al die dae van my lewe en mag
ek my mond gebruik vir u perfekte wil en doel. Dankie vir my tong wat so bonatuurlik genees het na die ongeluk en hoe ek u salwing en genesing kon voel en steeds kan voel op my tong. Dankie Yeshua dat u my vooruitgaan met my stem en groot deure en geleenthede oop gaan maak in u perfekte wil. Nie u goeie wil, nie u welgevallige wil nie, Vader. Ek vra u perfekte wil oor my stem en oor my lewe. Waar ek met en vir u kinders van u kan getuig, selfs oor see en oral waar u my heen wil stuur, om hul van u wee te vertel. Dankie vir die rol wat die stem vertolk, veral in u geboorteproses en u hele liefdesverhaal van frekwensie. U voed ons en bedien ons met u stem wat ewig lewe bring. U stem transformeer ons gedagtes, u stem transformeer ons harte en ons hele wese. Mag ek waarlik sing wat op u hart geskryf is, soos wat u wil hê ek moet sing. En unlock and release me, sluit my stem oop, my Vader, en release me to do this for you, my Father. Spreek my vrou om dit vir u te doen, en vir u alleen. Mag ons die krag van u stem verstaan, om te seën of om te vervloek, of om valse getuienis te dra van ander, of nie. Vader, mag ons die waarde van ons stemme werklik snap. Vergewe my waar ek u stem gebruik het om u gebooie te oortree, maar ook waar ek u misrepresenteer het, chaos veroorsaak het, disunity, seer, pyn, affliction, death, deceit, destruction, en soveel meer. En waar ek die vrug hiervan gepluk het, soos met die verkoue wat ek ontvang het en dit werklik gesien het, waarvan u my volkome kom genees het. Dankie vir u stemtraining, opwarming, die gebruik, die afwarming van ons stemme vir die mense, om die mense van u woord te vertel en dit te vertolk. Dankie Vader vir sissies wat my stem koester, vir families wat my stem koester, dankie Vader vir broers wat my stem verstaan en hoor en sien en celebrate, wat my stem lief het en eer vir u glorie. Vader, dankie vir sissies en broers wat my leer hoe om my stem te gebruik en dat u my roep wanneer en waar om my stem vir u te gebruik. Ek dank u, ek prys u, ek loof u, ek vertrou u met my stem en dankie Vader dat ek u stem kan vertrou. Halleluja, amen. En ek het die datum neergeskryf en ek het dit geteken en ek het dit completely surrender aan Abba. So met dit gesê, wil ek graag vir Dylan vra om vir ons 'n video te speel. So net om vir julle 'n idee te gee, tydens hierdie geboorte met hierdie spesifieke mamma en hierdie spesifieke troue, het Vader baie spesifieke opdragte vir my gegee, soos ek moet mirre op my nek smeer, ek moet mirre water drink, en ek het 'n ander getuienis van 'n ander vrou gelees, en dit het soveel sin gemaak, met die opdragte wat ek ontvang het van die Messias, maar basies het Vader vir my begin verduidelik hoe hy ons monde uitkom was, en hoe hy ons monde kom skoonmaak, en ons wombs kom skoonmaak vir die geboorte van hom, deur ons wessels, sy woorde en sy kindertjies, sy offspring, en hoe sy woord en sy stem ons totaal en al transformeer, want ons moet vir die offspring
die nuwe leer. Ons moet vir die godly offspring Vader se woorde leer en daarvoor moet ons dit eers kan leef. So in hierdie tyd van die geboorte en die troue het hierdie spesifieke bruidjie is 'n opera sangeres, 'n geliefde vriendin van my en sy het toe vir my gesê Christel, ons hierdie liedjie wat ek graag by my troue wil sing. Laat sing, maar niemand kan hierdie liedjie sing nie en ek sê toe vir okay, stuur bietjie die liedjie aan, ons kyk bietjie daarna en dit was op een Sabbat en Abba sluit my stem oop julle, maar ek sing. En ek sê wat gaan hier aan? Ek weet obviously soos ek sing vir Abba in my vrye tyd, maar dis wanneer ek sing. Ek sing net vir Abba en ek sing oor die bruide wanneer ek hulle help voorberei. Maar hier kon ek hierdie note bykom en dit was regtig baie kosbaar geweest. So dit was besig om te gebeur en dieselfde tyd was Vader besig om met my en die mamma wat geboorte gegee het, 'n baie diep boodskap van intimiteit kom deel wat die stem betref en die intimiteit wat ons het met Yeshua. En ons is besig met 'n projek waar ons baie dieper daaroor gaan kom deel en ensovoorts en ek vertel baie van hierdie getuienis en diepte daarvan in die boek, maar Vader was besig om my stem voor te berei en met tye het dit fisies gevoel asof Vader se hand in my mond en in my keel is en hoe hy net sy ding kom doen en ek moes net in obedience doen wat hy my gevra het om te doen. En die babietjie was gebore. Dit was amazing geweest hoe die stem 'n rol gespeel het en ja, en toe gee Vader vir my 'n droom waar ek en my pa in hierdie plek staan, hierdie kerk eintlik waar hulle getrou het en in die ingang staan my pa langs my aan my regterkant en hy kyk so vir my, en my aardse pappa, en hy kyk so vir my en hy sê vir my kind, jy gaan so goed sing, jy gaan so mooi sing en dit gaan so geseënd wees. En hy soen my op my mond en hy vra toe vir my en hy wys toe vir my nou 'n klomp garments en ons praat oor wat ek gaan aantrek. En in daai droom laat Vader my toe om te sien, my aardse pappa het 'n blessing oor my kom uitspreek voordat ek sou sing. So in die droom het my aardse pa my toe nou al vrygespreek en my geseën, maar my pa het my ook daai week gebel en dit fisies gedoen. En die dag na die troue toe vlieg my pa in. Vader het dit net so bepaal en ek en hy kon toe nou verder journey. Dis 'n baie diep getuienis wat amazing is en ek sien so uit om dit te deel. Maar ja, so ek wil net vir Dylan vra om met julle te deel die video van hierdie liedjie wat ek vir Vader moes sing. So die woorde, Dylan, dan gaan jy nou die cue gee. Ek raak dit nou so 'n bietjie uit, sorry. Maar wat gebeur het is ook die van julle wat weet van lig van lewe, die verbonds nagmaal wyn wat en die getuienis rondom dit. Vader sê op 'n dag vir my, hy wil graag vir hierdie bruidspaartjie die nagmaalwyn as 'n geskenk gee vir hulle troue. En hierdie hele boek gaan oor 'n spesifieke nommer, 'n groot gedeelte van die boek gaan oor 'n spesifieke nommer wat Vader vir my gewys het in die hemel en dit is gelink met ons inheritance en hoe Vader wil hê ons dit hier moet uitleef. En toe ek hierdie bruid bel om te hoor hoeveel tafels gaan daar wees, dat ons vir elke tafel 'n bottel kan gee sodat hulle die nagmaal kan doen. Toe sê sy die spesifieke nommer wat Vader vir my gewys het in die hemel. So ek het letterlik geweet hulle is deel van hierdie getuienis en ons kry toe hierdie getal nagmaal verbondswyn by hulle uit en toe sy my nou help voorberei vir die liedjie en ons hardloop hom net gou een keer deur voordat ek hom in die kerk gaan sing. Van alle plekke. Ek kom nie regtig in kerke nie. Ek is baie op die pad en
ontmoet die Messias se liggaam, oral so die kerk het ook vir my 'n ander vorm gevat, maar Vader, berei toe hierdie liedjie vir my voor, en sy sê toe vir my, Christel, so die liedjie wat jy gaan sing, is basies wat jy gaan doen is, jy gaan met hierdie liedjie wat Vader gekies het, gaan jy die weg voorberei vir sy mense om saam met hom communion te doen, om saam met hom nagmaal te doen. En dit was net vir my so profound, so die stem, die liedjie wat Vader gekies het vir my om te sing, het die mense voorberei vir die wyn wat hulle sou neem, wat hy vir hulle voorberei het ook. So dit was net hierdie amazing getuienis, en ek kan dit vir julle ook stuur as julle dit wil lees. Maar ja, okay, so Dylan, kom ons speel vir hulle die liedjie, en ja. Geliefde, so die woorde van die liedjie is die volgende. May the bread of angels become bread for mankind. The bread of heaven puts all foreshadowings to an end. O thing miraculous! The body of the Lord will nourish the poor, the servant,
and the humble. En ja, so dit is nog steeds vir my 'n journey en nog steeds net so wonderlike pad en die getuienis gaan so diep en ek kan regtig nie wag om dit in diepte met almal te deel en hoe die geboortes en die mammas en die kinders almal 'n rol speel in dit nie. So ons is redelik opgewonde oor dit. Daar gaan baie vrug daar uitkom, weet ek, nie net in my lewe nie, maar ons is 'n community van geliefdes in die Messias wat net soveel vrug gaan voortbring as gevolg van die Vader se stem. So ek wil net gou by julle hoor, ek gaan nou die profetiese boodskap nou vir julle gee. Is julle nog reg? Het julle tyd? As jy moet gaan, is jy welkom. Dit word opgeneem, so dit is beskikbaar. Ek wil dit graag beskikbaar maak vir julle. Maar okay, so ek gaan nou met julle die afsluitingsprofetiese boodskap deel wat Vader op my hart lê vir die uur en dan gaan ek een vraag beantwoord en hoor of julle vra het en dan die seën oor ons uitspreek. Okay. Profetiese woord vir nou. Ons het in hierdie boek is basies baie van dit wat die bruid nou moet ontvang vir die voorbereiding vir die koms van die Messias. So ons het nou deur 'n tyd gegaan en daar's 'n massiewe geboorteproses aan die gang. There is a great birth. Jy gaan dit voel in jou eie lewe. Jy gaan dit sien in die kinders van Jahwe. Vader is besig in ons monde, in ons gedagtes, in ons wombs, in ons hart. Hy's besig om ons skoon te maak. Hy's besig om ons voor te berei. En Vader se reëls verander alles. So in Vader se koninkryk en in Vader se tydlyn het dinge al baie kom verander. Sy koninkryk moet goed in ons verander en ons moet sy koninkryk aarde toe bring. Want ons moet in sy koninkryk vloei en as ons gereed wil wees as sy bruid, moet ons completely surrender vir die Messias om ons te en ons is besig om nou dit te ontdek. Ons is besig om te ontdek hoe sy koninkryk ons verander, hoe anders sy koninkryk is as die koninkryke op aarde en ons is besig om dit te oefen. Dis ook belangrik dat jy jou seisoen verstaan. So vra die Here, in watter seisoen is jy en hoe lyk jou seisoen? Hoe werk dit? Voer 'n gesprek met hom oor dit, want dit is belangrik dat jy moet weet waar is jy tans in die wildernis nog om to learn the ways of Yahweh? Is jy in die put? Is jy in die paleis? Want daar's spesifieke rolle wat jy gaan moet vertolk en daar's spesifieke reëls en posisies en dinge wat jy gaan moet weet en die Messias gaan jou voorberei soos wat hy ons oplei as koningspriesters en profete in die orde van Melchisedek en dit is alles in die voorbeeld van wie die Messias is. So ons kan nie meer vashou aan wat was nie. Jy kan glad nie meer vashou aan wat was nie. Daar's nou net een pad en dis vorentoe. Dit is 'n tyd, dit was nou vir 'n redelike paar jaar nou, wat ek regtig soos die supernatural begin beleef het, soos nog nooit tevore nie. Die dinge wat ek sien, die dinge wat Vader openbaar, die manier hoe hy met ons kommunikeer, het drasties meer geword en baie meer spesifiek en net regtig amazing. Nou, ek wil terugkom by die geboorteproses en by die bruid. As daardie baba gebore word en as daai babietjie uitkom, is dit new. Dit is completely different. En vir
vir ons om dit te besef, moet ons ook vernuwe word, sodat ons daai babietjie in die newness kan lei, in Vader se woord, in Vader se wese, sy ways, in sy ritme van sy feeste, Levitikus 23, dis hoe hy die bruid voorberei, in sy ritme, in sy rus, en hy sê, ons moet ook hierdie geniet, ons moet dit saam geniet, en ons moet mekaar geniet. Hy sê, ons moet celebrate, en dit val ook weer in, by sy tydlyn, en sy afsprake met ons. So, daar's 'n tyd, waar ons gegather word, en waar hy ons gather, en dit is in sy feesttye, en dan stop tye waar hy ons set apart. He sets us apart, to prepare us in the newness, of what is going to be birthed from within you. En in daai tye moet ons nie smag om by mekaar te wees nie, want dit is crucial tye wat ons dan by die Messias is. Hy sê, in die afhanklikheid van waar kry ons ondersteuning, waar kry ons lewe vandaan. Hy sê, dis nou uit waar ons op mekaar moet steun. Ons moet nou eerst na Yeshua toe kom, en dan die res. So daar's tye wat hy ons set apart, but he will only set us apart to gather us, en daar's 'n oulike teaching van Lisa Allewine, wat dit so mooi verduidelik, wat ek nou al geluister het na, wat my so bemoedig het. Maar om terug te kom by hierdie, daar was 'n seisoen gewees, en julle mag dalk daarmee resoneer, maar dit is vir my gevoel, ons gaan deur 'n seisoen waar ons baie by mekaar kon uitkom, en baie by mekaar kon wees, en gather, en toe is dit net 'n seisoen van afsondering, en soos ons, alles is net stil, soos ons stil met mekaar, maar nie, omdat ons wil wees nie, net omdat dit die Vader se wil is, en dit was soos okay, en ja, so daar's seisoene waardeur ons gaan, en ons moet die seisoene verstaan, saam met die Messias. So nou is ons ook in 'n baie meer afgesonderde tyd, voor hy ons weer saambring en by mekaar roep. Daar is 'n massiewe geboorteproses aan die gang, en 'n geboorte van die nuwe. En as daardie baba gebore word, kan net een baba deur daardie geboortekanaal gaan. Net een baba kan deur daai druk gaan. So, ek het 'n gesprek gehad, hierdie openbaringe kom uit 'n gesprek uit waar ek met een van my geliefkose mentore en moeders in die gees gehad het, en dis regtig so, dink gaan 'n geboorte. Daai wat in jou gebore moet word vir die Messias, kan net jy en die Messias deurgaan. Soos niemand gaan deur daai kanaal saam met jou nie. Dis jy en dis die Messias, en dis die Messias wat jou deur kan trek. So, hou dit in gedagte in die eindtyd. Daar gaan nie meer tyd wees om links en regs te kyk nie, dis jy en die Messias, en ons gaan in elk geval inhak by mekaar wanneer die tyd reg is. En ons scrolls gaan oor mekaar weef, en dit gaan hierdie beautiful tapestry wees, maar dit is net een baba wat deur daai kanaal kan beweeg. So dit wat jy aan moet geboorte gee, dit moet jy en die Messias wees, vir dit om regtig suiwer te wees, suiwer van hom af. Die skeiding word al groter. Ons is nou in die Laodicea tyd, en in die 10 maagde tyd. En waar hy sê, kom koop by my goud wat gelouter is, klere wat rein is, en salf vir julle oë, sodat julle kan sien. Gaan lees daai skrifte, en waar Jesus sê, daai, jy weet, koop by my goud wat gelouter is, daai verwys ook na, it's going to cost me something, dit gaan my iets kos, en mense hoor nie, en sien nie, en weet nie. Die voorbereidingsproses het lank al begin, maar baie van hulle het gekies om dit nie te doen nie. So ons is ook in die bruidstydperk, en dit is 'n intieme pad. 1 tot 1, one on one. Jy en die Messias. A preparation that is separate, that is intimate, and that is personal. Daar is minder dinge wat in groepe gebeur tydens hierdie proses van intimiteit met
verbond met die Messias. Dis anders om 'n gelowige te wees of ja, soos die Here net die Bybel te lees of net 'n lou warm verhouding met hom te hê, maar dit is iets heeltemal anders om in verbond te wees met hom. So ek het nog nie dit met 'n man beleef nie. Ek het nog nie my man ontmoet nie. En as dit so diep is en so intiem is, dit wat ek met die Messias beleef, wil ek nie weet hoe kosbaar dit is as 'n mens dit regtig met 'n persoon kan beleef nie. So, Yeshua is nou ons man, hy is ons bruidegom, hy is my man, tot wanneer hy kies om vir my die man te stuur wat hy voorberei het en vir wie hy my voorberei. En ja, daai intimiteit is so belangrik en dis belangrik om daai tyd af te staan. My lewe draai om hom en dis vir my so kosbaar om uitgekoopte tyd met hom te hê en om daai spasies te skep om met hom daai intimiteit te hê, om communion met hom te doen en regtig sy woorde ja, my hele wese. Dit gaan nie meer oor ons eie woorde nie. Dit gaan nou oor, doen jy wat jy sê jy weet? Are you doing what you say you know? It is not the knowing, it is the doing. En dis hoekom ek Jakobus 4 vers 8 vir ons Vader herinner my net aan daai, want hy sê, reinig julle hande en suiwer julle harte, julle dubbelhartig is, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. So, jy moet daarin loop en jy moet die beste voorbeeld daarvan wees. So, vra jouself die vraag, wie is vir jou so voorbeeld van die Messias en van Vader se woord? Is jy so voorbeeld as verteenwoordiger van Vader en ons koning wat hemel en aarde gemaak het? As mense wil weet waarvan praat ons, wat is hierdie skrifte en wat is hierdie profeseë, en hulle wil weet waarvan praat ons as ons oor die skrif praat, dan moet 'n mens dit kan sien in jou voorbeeld. Hulle moet dit kan sien in ons voorbeeld. Dit moet so deel wees van jou wese dat jy nie woorde nodig het om te spreek nie, om Yeshua, Jesus, veranderd te wees nie. So jou hele lewe moet dit ook weerspreek, of spreek. Nie weerspreek nie, jou hele lewe moet dit spreek. Dis hoekom ons so na mekaar verlang. Ek verlang so na my broers en susters in die Messias, want jy weet, vir alles ek verlang tye op die pad is, of nie naby enige iemand is wat die Messias, wat 'n pad met die Messias stap nie, want ons elkeen het die potensiaal om die teenwoordigheid van ons Vader en ons Messias, God Almagtig, saam met ons te dra. Jy weet, die ark van sy verbond en sy presence. En dis hoekom ek ook, jy weet, ons verlang na mekaar, ons verlang om by mekaar te wees en uit te kom. En ja, ons gees verlang so om net weer een keer saam woord te bid, of mekaar te hoor bid, en te hoor in tale bid. Dit was, ja, dis net so kosbaar, en maar dis klein stukkies hemel wat al reeds hier is op aarde, is in elkeen van ons. So, ek wil net sê, ek verlang na julle, my mense, en Abba se mense. So ja, we are in a time where you have to understand, jy moet verstaan die krag van die Heilige Gees, die krag van Vader se Gees, en die met tye het ek goed gesien en gehoor wat uit wessels uitkom, wat uit mense uitkom, en ek het dadelik besef en in daai oomblik geweet, hierdie is nie 'n gesprek tussen man to man nie. Hierdie is nie 'n gesprek wat ek met hierdie persoon moet hê of met hierdie gees moet hê nie. Hierdie is 'n gesprek
wat ek nou direk na die troonkamer toe vat. Hierdie is 'n gesprek wat ek gaan voer en optel, oplig na my Vader toe, na ons koning Yeshua toe en met sy gees, want bovenal is hy in beheer. So ons moet begin wakker wees, watse gesprekke voer ons en met wie, en wanneer ons sien ons familie gaan deur moeilike tye of ons broers en susters in die gees manifest dalk iets wat nie vrug is van die Messias nie, moenie met dit commune nie. Leef perfekte liefde en gaan tree in vir hulle. So omdat ek weet en ek ken die krag van Vader se sewenvoudige Heilige Gees oor die omstandighede rondom ons, en ek ken en verstaan sy autoriteit en ek weet hy is in beheer, weet ek kan met hom daaroor praat en hy sy wil gaan geskied. So ek kan my opregte prayer oplig na ek my eie hart uitsorteer het met hom, vergifnis en repentance vir my eie hart en my eie stem en die stemme. So my stem word al stiller. En wanneer Vader wel my stem wil gebruik, dan vul hy my met sy woord en hy bevestig sy opdrag aan my. So ja, ons liggame is so sensitief vir die stemme waarna ons luister. En toets dit hierdie week, gaan sit een liedjie op, waarvan jy hou, wat vertroulik geestelik is en worship is, en luister hom een keer en kyk hoe dit by jou stiek en hoe dit sit by 'n mens. So daai goed wire jou gedagtes, en as dit nie suiwer is nie, dan is ons besig om onsself te defile en ons is besig om verder van Vader se stem af te beweeg. So Vader sê dit vir my, dit is hoe sensitief jy vir die stem waarna jy luister is. Net vir die ma om te hoor hoe haar baba huil, reageer haar liggaampie op dit. So hoeveel ander dinge laat ons toe in ons daaglikse lewe wat ons liggame beheer op maniere waarvan ons nie eers weet of bewus is wat beheer ons nie. Vader stuur vir ons kos, hemelse kos, die brood van die lewe, en hy stuur vir ons die melk en die heuning, en hy voed ons oor en oor. Dis hoekom ons gevul moet wees met woord en sy stem. Hy sê in Johannes 10, die skrif oor die ons herde, sê hy daar, dat, ek het dit eintlik hierso, ek het gekyk of ek dit vir ons kan lees. My skape, ag, dis so mooi. Okay, so hierdie is Johannes 10 vers 27, hy sê, maar, okay, van vers 27, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan, tot in die ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit my Vader se hand ruk nie. Ek en die Vader is een. So in totaliteit Jode of die mense teen nou klippe op en hulle wil hom toe nou stenig, maar dit is wat hy sê, sy skape ken sy stem en ons volg hom. So wat gebeur nou met hierdie nuwe babas wat gebore word? Want dit is 'n baie spesifieke generasie wat nou gebore word. Ek het dit gesien met my eie oë. Vader het my die voorreg gegee om in daai most holy place te wees en te sien wat nou gebeur word en dit in die gees te beleef en te verstaan. En ja, met hierdie nuwe babas, daar kan nie meer confusion in ons wees nie. Al is jy in die paleis, al is jy in die put, al is jy in die woestyn, ons moet Vader se taal leer praat. En dan ook, dit was baie belangrik, Vader het die hele tyd soos dit half uitgelig, dat
in die een droom het ek die baba se taal leer ken en hoe Vader deur die baba praat en ek ken sy stem, Vader se stem, sy taal en baba se taal en dan moet baba Vader se stem leer ken en Vader se taal weer praat. En dit nou deur ons wat hulle nou verder moet oprig. So ja, dit is regtig 'n proses van groei in ons communion en in ons verbonds maal. So dis 'n proses van groei in hoe jy commuune met die Messias en dit is beskikbaar vir ons almal. Dit is beskikbaar vir ons almal, maar nie almal tel dit op nie en nie almal vat dit nie. So ons moet die defilement neerlê om Vader se stem te kan hoor. Verwyder uit jou lewe uit dit wat nie Vader se stem is nie. Goed waarna ons luister, goeders wat ons in ons tempels insit, waarna ons kyk, series of televisie of radio of goed wat ons luister wat onnodig is en vul dit met Vader se stem. Maak los van die wêreldse belief systems wat buite die woord operate. Maak jouself los van die leuns en die vrese wat gepaard word met al daai dinge. Ons kan nie die hart van Kain hê en dink dit gaan werk of verander nie. Die self is in die pad. Ons self is in die pad en ons moet surrender. So dit is die boodskap vir hierdie uur. Wat die bruid aanbetref en wat die geboorte aanbetref, maar ek praat baie meer daaroor in die boek. So as julle meer daaroor wil lees, en dan was daar 'n vroutjie wat my in die week gevra het, waar begin 'n mens, Christel? Ek is gelowig, maar ek voel so ver van die Here af. Die antwoord is die stem. Gaan kyk, waarna luister jy en begin tyd uitkoop met jou woord. Begin spesifieke tyd afsonder, soos wat jy sou doen met jou man of met jou familie. Maak tyd vir die Messias en wees bewus van die stem waarna jy luister. Die begin en einde is Vader Jahwe, sy woord is die begin en einde en dit is ons fondasie, so dit is waar ons begin en dit is waar ons moet eindig. En ja, so ek wil net gou by julle hoor, het enige van julle enige vrae oor enige iets wat ek nou gedeel het vanaand? Nee. Okay, ek wil ook net tog julle stemme hoor. Julle mooi stemme. Okay, geliefde. So, Dylan, ek dink, ek gaan dan vir ons die priesterlike seën in Numeri 6 uitspreek oor almal, en dan kan ons die recording stop, okay? Asseblief. So ek sê vir julle elkeen baie dankie vir die tyd wat julle uitgekoop het. Saam met ons Messias, dankie dat ek met julle hierdie kon deel. En ja, julle is vir hom kosbaar. Mag julle regtig naby hom bly in hierdie uur en moenie vrees nie. Ons het niks om te vrees nie, ons vrees net Vader Jahwe, genoeg om sy wil te doen en in dit gaan hy ons lei en met ons wees tot aan die einde. Numeri 6 vers 22 tot 27. Die Here Jotawafai Yeshua het vir Moshe gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën. Die Here Jotawafai Yeshua sal julle seën en julle beskerm. Die Here Jotawafai Yeshua, ons koning Jesus, sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here Jotawafai Yeshua, ons koning Jesus, sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Sy shalom. So moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. Vader sal julle seën. Ek seën julle met hierdie baie liefde en Vader se oorvloed en tot volgende keer.